Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Was jy al ooit in jou lewe besig met 'n projek, waar jy die grootste deel van die projek klaargemaak het, en dan gewens het, jy kan net oorbegin? Dalk het jy 'n kamer in jou huis geverf, en die kleur wat op die kleurkaart is, lyk nie dieselfde as die kleur op die muur nie. En jy wens, jy kan net alles oordoen. Baie van ons voel so oor die lewe. Jy dink konstant by jouself, ek het soveel foute gemaak. Ek wens ek kan net alles uitvee en weer oorbegin. Mislukkings, probleme, verkeerde keuses, ons het almal al daaronder gelei. Maar sommige kan net nie die verlede laat gaan nie. En so laat hulle toe, dat hulle verlede maak, dat hulle nie langer die huidige geleenthede wat oor hulle pad kom, meer raak sien nie. Hulle leef in 'n konstante toestand van spyt, en sê vir hulle self, as ek net nie dit gedoen het nie, of as ek net hierdie of daardie verandering gemaak het. En so betuifel hulle self daagliks, en word konstant getuister deur pynlike herinneringe. Voordat Paulus Christus ontmoet het, het hy kerke vernietig en Christene doodgemaak. Nadat hy tot bekering gekom het, het hy teruggegaan na van die einste dorpe waar hy mense vervolg het. Die keer om Christus te verkondig. Wie dink jy het daar vir hom gewag? Weduwees, weeskinders, mense wie se lewens hy verwoes het. Maar as Paulus nie verder as sy verlede kon beweeg nie, sou hy nooit sy Godgegewe opdrag nagekom het nie. Nou Paulus het nie in geheueverlies gelei nie. Nee, hy kon die werklike gebeure onthou. Maar wetend dat God hom vergewe het en dat hy homself vergewe het, het hy gekies om die verlede te vergeet. Hy sê in Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. Let op die woorde, maar een ding. Paulus sê een ding doen ek. Wanneer jy 'n besluit maak om die verlede te vergeet, sal God jou in staat stel om dit te kan doen en jou die genade en vrede gee om aan te beweeg. Inteendeel, hy sal jou sterker en wyser maak as gevolg daarvan. As jy sukkel met skuldgevoel, skaamte of spyt oor jou verlede, laat God jou vergewe, jou vrymaak en jou in staat stel om vorentoe te beweeg. As hy dit vir Paulus gedoen het, hoekom sal hy dit nie vir jou ook doen nie? Om in die verlede te leef, is soos om in 'n tronk toegesluit te wees, waarvan jy die sleutel het. Maak vandag die keuse om daardie tronkdeur oop te sluit. Here, dit is so maklik om vasgevang te bly in ons spyt oor die verlede. Vergewe my en help my om u vergifnis te aanvaar, sodat ek die spyt en skaamte kan afskud wat my verhinder om vorentoe te beweeg. In Jesus naam bid ek dit. Amen.